Stel jou voor, jy skuif van 'n lewe waar alles om jou draai, na een waar alles om Christus draai. Dit is die hart van aanbidding. Dit gaan nie oor ons voorkeure of ons vertonings nie, maar oor om Jesus duidelik te sien en met onsag te reageer. In die hemel is aanbidding lewendig, vol energie en heeltemal gefokus op hom. En Jesus het ons geleer om te bid, op die aarde soos in die hemel. Ware aanbidding begin dus wanneer ons ophou om die middelpunt te wees en Christus sy regmatige plek gee. Aanbidding is ons reaksie op wie hy is. Dis heerlik om saam te kan aanbid en so lekker om mense wat ek ken wat ook 'n lang pad saam met hierdie bediening en ook saam met die Here kom stap het, ook saam met julle vanoggend die geleentheid kan deel. Ek aanvaar ek is die een wat die knoppies druk vanmôre. Alright. Waar sal ons wees sonder die knoppies? Wonderlik. Soos wat julle nou gehoor het, ons is nou in week 2 van 'n 4-week reeks rondom aanbidding, die essensie, die hartklop van wat werklike ware aanbidding eintlik is. En ja, daar's 'n paar goed wat ons met mekaar moet en kan deel rondom aanbidding. Jare terug het Jesus se woorde my aangegryp, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En toe het ek gewonder, is ons eintlik binne in die wil van die Here wanneer dit kom by ons aanbiddingsprosesse en goed wat ons Sondag vir Sondag doen? Hoe weet ons is in die wil van die Here? En duidelik Jesus se woorde het my kom rig op, okay, so dit wat in die hemel gebeur is verseker die wil van die Here. En as ons dan dit wat ons hier op aarde doen, baseer op die beginsels van dit wat in die hemel gebeur, dan gaan ons binne die wil van die Here wees, met alles wat ons doen, ook met ons aanbidding. En natuurlik, in daai seisoen was dit nie so eenvoudig om goed soos ligte en dromme en gitare en goede in die kerk te hê, want ons, jy weet, daai goed, daai goed hoort nie in die kerk nie. Jy maak die kerkdiens onheilig wanneer jy dromme en gitare en goede inbring. Nou, meeste van julle sal glad nie daai ere onthou nie, want julle het ingekom nadat die goed al begin het. En toe gaan kyk ek in Openbaring om te sien, wat is daar aan die gang? Die ruimte, die klank, in Jesaja en Openbaring 4 vertel dieselfde verhaal van wat daar aan die gang is. En ek meen, Jesaja sê, die geluid van die aanbidders maak dat die deure in hulle kaste rammel. So daar's volume in die hemel. As jy een van die skaam, skugter, ingetrokke, stille aanbiddingstipes is, gaan die hemel dalk nie die lekkerste plek wees vir jou nie. Jy gaan bietjie uit jou diepte uit voel. Maar ek vermoed op daai stadium, wanneer ons daar kom, is ons klaar. Die ore is klaar genees, ons kan klank hanteer. En die ligte, dis mind-boggling. Die beweging, die kleur, die klank, die ligte, die energie wat binne in die troonkamer aan die gang is. En asof alles wat gebeur nie overwhelming is nie, die vloer waarop alles gebeur is eintlik 'n spieël. So jy sien alles dubbel. Die diepte, I can imagine it's a disorienting experience. Maar wat ons wel weet is, wat in die hemel gebeur, alles sentreer rondom die een op die troon. Niks gebeur waar hy nie die middelpunt of die fokus is nie. As ons daai beginsel intrek, nie net in ons aanbidding en hoe ons kerk hou, maar ons elke dag se lewe, gaan ons verseker 'n lewe van aanbidding kan uitleef met hom sentraal tot alles wat ons doen, ons sê, ons besluit, ons aanpak, alles. As hy die middelpunt is, dan word dit 'n uitdrukking van aanbidding teenoor hom, wanneer ek doen wat hom behaag. Dis die basis waarvan uit hierdie hele gesprek begin het. Soos in die hemele, so ook op die aarde. En in Jesus se eie woorde kry ons dikwels sleutels tot al die goed wat ons moet in gedagte hou. En as ek sê al die goed, dan is dit goed wat van nature in jou ingevorm word, want hy gee vir ons sy gees.
En sy gees is die gees van waarheid. En sy gees begeer om hom te verheerlik. En al wat die Heilige Gees nodig het, is 'n mens wat saam met hom graag Jesus wil verheerlik. And that's a partnership made in heaven. And we begin to experience the joy and the freedom of what it means to partner with the Holy Spirit, to worship Christ in spirit and truth. Ek besef, ek praat 'n bietjie Engels hier tussenin. Ek aanvaar is nie 'n issue vir meeste van julle nie. Vir party van julle, ek is so jammer as Engels vir jou 'n vreemde taal is. Dit was vir my 'n eerste taal, toe word ek gevul met die Heilige Gees, toe word dit my tweede taal, en toe trou ek met 'n Afrikaner, en toe word dit my derde taal. So ek wonder party daar, watter taal is my die regte taal. Maar hier's ek nou, en ek deel graag hierdie stukkie met jou uit een van die Engelse vertalings in Johannes 4, en ek dink Jules het verlede week hier aangeraak, so ek gaan nie hier diep in delf nie. Jesus said to a woman, believe me, the hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. Kan jy sien? Hier's nou location. As jy regtig 'n goeie aanbidder wil wees, as jy genuine worship wil hê, hier's 'n kerk waarna toe jy kan gaan, want hierdie ouens verstaan van worship. Jesus sê, dis nie hoe jy dink oor worship nie. The hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Die het my bietjie gepla, en dit voel vir my, die Here sit op die troon, en jy weet, ek is die mainspanner, ek is die groot kokkedoor, ek is die ou waaroor dit alles gaan, julle moet my aanbid. Toe kom ek agter in Filippense 2, Jesus het alles wat in die hemel gebeur het, hy daarvan af weggestap, om ons te kom dien, om ons kruis te dra. Ons het dit gesing. So daar's geen sweempie van selfvoldaanheid in die hart van die een op die troon. En toe wonder ek, okay, so as God, as die Vader aanbidders wil hê, dan gaan dit nie oor hoe hy voel oor wat ons doen nie. Dit gaan oor iets anders. En toe begin ek om vra. So, why do you want worshipers? Ek weet nie of julle in gesprekke is rondom hoe jong mense groot word deesdae en die probleme wat jong mense veroorsaak deesdae en die werksplek waar die baas sê, jong mense, hulle het dit nie, hulle is flou, hulle het nie deursettingsvermoë. Is julle ook deel van daai gesprekke, of is ek die enigste een wat hierdie tipe van goed hoor? Dalk is julle die jong mense waarvan hierdie goed gesê word, en julle voel, praat nie oor my nie. Interessante navorsing is besig om te surface, waar hulle sê, hierdie is die eerste generasie wat in die werksplek inkom, wat 'n laer IQ het as vorige generasies. Hulle sê, dit was nog nooit so. In die menslike ontwikkeling, elke generasie het ingestap met 'n hoër IQ en beter voorberei as die vorige generasie. Hier is die eerste keer wat daai ding omkeer. En hulle wonder waaroor. Nou, daar's 'n klomp goed, faktore wat inwerk en. Maar hulle sê hierdie huidige generasie, die kenmerk van hierdie generasie is dat hulle gefokus is op iets klein. Hulle hele wêreld het in een klein ou skermpie kom inpas. They're not seeing the world for what it is. Hulle sien verder, hulle sien meer, maar hulle sien kleiner. Eintlik sien hulle minder. En dis besig om hulle fragile te maak. Wanneer groot goed gebeur, is hulle totaal en al uit hulle diepte uit. En skielik begin daar lig vir my deurbreek. As God wil hê, ek moet hom aanbid. Gaan dit nie oor hoe hy voel. Is lekker, sing dit weer. Nee, is nie hoe hy daaroor voel nie. Hy doen dit vir 'n rede. Hy's heel tevrede met wie hy is.
Hy het die aanbidding nodig nie. Trouwens, hy het ook die aanbidders nodig nie. Het jy al getel hoeveel engele is daar om die troon besig om hom te aanbid? Ek meen, my stemmetjie gaan nie veel bydra nie, né? So die aanbidding wat hy soek, of die aanbidders wat hy soek, moet oor iets anders gaan. Die ouens wat die navorsing doen, sê, one of the most therapeutic things that you can do is engage with something that creates a sense of awe in you. As jy gekonfronteer word met iets groot, wat vir jou los met die ervaring van ontzag, dis een van die mees terapeutiese goed wat jy kan doen, waarby jy betrokke kan wees. When you walk out in nature, ek kan net dink, David, toe hy daar indraf, en Goliath is besig om sy speel te speel, en Saul sit en bewe daar, en ek kan dink, Saul het hom gesien as kop en skouers bo almal, en hier skielik word hy gekonfronteer met iets van sy eie soort, maar groter as hy. En hy bewe. David kom ingestap, waar was hy? Hy was tussen kraanse en bome wat 40 meter hoog is en hy is in die diepe omgewing, 'n waterval wat honderde meter afval. Hy is omring met die grootheid van wie God is en hy kom ingestap in hierdie omgewing en hy sien hier's 'n 19, dalk 12 voet reus wat klein is. In kontras met die omgewing waarvan uit hy kom. Hierdie ou kan hom nie intimideer nie. Trouwens, die God met wie hy 'n pad stap, die God wat hom omring met prentjies van hoe groot sy God is, in die aande kyk hy na die sterre, der miljoene. Ek dink nie hulle het syfers gehad vir daai tipe van hoeveelheid, maar hy is omring met hoe groot sy God is. Daai God bemagtig hom om 'n beer aan te vat, 'n leeu aan te vat. Hier staan 'n reus wat klein is in die oë van die grootheid van die God met wie hy in verhouding staan. Geen wonder hy's nie geïntimideerd nie. He's not fragile. He's not concerned for his own well-being. Hy's oop vir wat die Here wil sê en doen in hierdie situasie. Hy's 'n worshipper, want hy het iets ontdek. Hy het geleer hoe om te leef in die teenwoordigheid van die een wat hom vul met ontzag. Die een wat hom vul met bewondering. Jesus comes and redefines worship by shifting the focus from the ritual and the location, die goed waarmee ons gemaklik is. Hy kom en hy herdefinieer aanbidding. Hy skuif hom weg van daai plek af na relationship and spirit-to-spirit communion. Worship in spirit and truth. Ek moet seker, is koud, ek bewe, ek druk hom meer as een keer. Worship in spirit and truth is deeply personal, deeply transformational, and it affects our obedience, it affects our relationships, our thinking, and, soos wat Jules nou net genoem het, toe ons die aanbiddingstyd geland het, it affects our sense of identity. Wie ek is, word duideliker, wanneer ek in die konteks van wie hy is, myself kom sien. En wanneer ek hoor wat hy oor my sê. Nou sien, wanneer ek God ontdek vir wie hy is, en in sy teenwoordigheid leef, en in ontzag vir wie hy is, my besluite neem, en my lewenspad rig, raai wat gebeur? I get to discover that I'm partnering with him. Ons kry goed saam gedoen. En ek gee myself in works of service. En Paulus stel hierdie ding op in Romeine, wanneer hy praat van, dis die tipe lewenstyl wat kenmerkend is van iemand
wat 'n aanbidder is. He says, here's what I want you to do, God helping you. Vergewe my, maar ek is so lief vir die woordeskat van The Message. Hy gee vir my soveel handles op hoe ek dink en voel. So here's what I want you to do, God helping you, take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, walking around life, daai walking around, ek kom nog nie daarby nie, maar okay. And play, ja, daai chai tea walking waarvan hulle praat. Ek kry die chai tea, maar ek kry nie die walking reg nie. And take walking around life, place it before God as an offering, embracing what God does for you is the best thing you can do for him. Hoe maak dit sin? Huh? Embracing what he does for you is the best thing you can do for him. Wel, ek weet nie hoeveel van julle is gekonfronteer met kleintjies voorskool wat besig is om te leer hoe om ordentlik met mense te praat. Jy moet hoeveel keer vir hulle sê dankie, of hoe vra mens gewoon. So daai, en ek kan dink dat die Vader, wanneer hy hoor dat ons gesnap het, hoe werk ons ordentlik met mekaar en met hom, en ons van nature begin dankie sê. Ek kan dink, dit maak sy hart bly. You're getting the picture. You're getting the idea. You're starting to live from a place of gratitude. You're starting to express. Ek weet nie of jy dit besef nie, maar praise is inner health made audible. Mense wat gesond is, mense wat heel is, sê maklik dankie. Waardeer dit wat ander mense vir hulle doen. Mense in wie daar 'n werk van genesing en herstel en vrymaking gebeur het, daai mense aanbid sonder enige, hoe sal ek sê, without inhibition. Ons lag baie keer vir die ouens wat so 'n bietjie oorboord gaan, en ek meen hy dans en hy spring en hy sing, en baie keer sing hierdie ouens in 'n taal wat ek nie kan verstaan nie, maar hy's uitbundig en hy steur hom glad nie aan die ouens om hom nie. Daai ou is gesond. Something happened on the inside of him that made him whole. And from that place of well-being, he's busy expressing praise. Ek weet nie of ek dit nou in die teenoorgestelde mag gebruik nie, maar dis dalk 'n aanduiding vir jou. As jy onvrymoedig is, wanneer dit kom by aanbidding, danksegging, dalk moet jy begin vra, Here, wat's fout? Is ek nie gesond nie? Is daar goed wat U moet kom aanspreek om my vry te maak, sodat ek met vrymoedigheid kan aanbid? Nou, partykeer is dit so, né? Ons is geleer om op 'n sekere manier te dink. En ek dink Jules het verlede week daarbey ook aangeraak, né? Hier in die kerk, ons is geleer, kerk, stilte. Rugby, uitbundig. Ons is geleer om so te dink. Maar dis nie die Here wat ons so geleer het nie. Dis ons kultuur, dis ons agtergrond, en partykeer is ons eie sense of self-worth. O nee, ek kan nie op hierdie plek so maak nie. Wat gaan die mense nou dink? Ja, soos die ou wat na die oggenddiens uitstap, die pastoor is by die deur en groet mekaar, en die pastoor sê, so, hoe was die diens vanoggend? Die ou sê vir hom, ek het regtig niks van die aanbidding gehou nie. Dan sê die pastoor, o, dis okay, ons het nie vir jou aanbid nie. So, partykeer is ons so self-absorbed, dat ons wonder, wat gaan die mense dink? Wat gaan die mense dink? Ja, op die rugby paviljoen, wat gaan die mense dink? As jy sit en stil is, en op die paviljoen, terwyl almal om jou besig is om uitbundig te, hulle gaan vir jou vra, wat's fout met jou? Hoekom kan ons nie onsself wees in sy teenwoordigheid, in plekke soos hierdie? Let's go to the amplified version of this particular verse. He says, make a decisive dedication of your bodies. Partykeer moet ons lywe leer hoe om te aanbid, né?
Ek moet leer hoe om hande te klap, hande op te steek. Ek moet leer, ek moet my lyf gebruik om in aanbidding selfs myself te verneder voor hom in dankbaarheid en waardering. I need to teach my body to do these things if my body hasn't learned it naturally. Presenting all of your members and faculties as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well-pleasing to God. This is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship. I would love to unpack this for you, but I don't have time. Let me just mention that in our culture, ons kultuur het dit reg gekry om die geestelike en die rasionele van mekaar te skei. Maar in die tyd wat Paulus hierdie geskryf het, was dit nie so nie. Die woord wat hy gebruik daar is die woord logos, wat ons weet, wanneer dit gaan oor rational of die spiritual worship, is waar die Amplified hom vertaal, en reasonable service, beide daai begrippe is geanker in die begrip logos. Logos, sê Johannes 1 vir ons, is die naam wat Jesus het, die woord. En die woord logos in die Grieks is waar ons logika vandaan kry, maar ook waar ons geestelike diepte en waarheid vandaan kry. So wanneer ons hom aanbid, vir wie hy werklik is, dan word beide die geestelike diepte van my wese, as ook die rasionele ingespan. En ek gee uitdrukking aan my waardering vir hom. En dis die mees logiese ding om te doen, as jy agtergekom het wat hy klaar vir jou gedoen het. Billy Graham maak hierdie stelling. Hy sê, the highest form of worship is the worship of unselfish Christian service. Unselfish Christian service. Nou, kan ek net stil staan op die unselfish, net vir 'n oomblik. Afrikaans is ongelukkig 'n bietjie beperk. Afrikaans het een woord vir 'n paar begrippe. Soos byvoorbeeld, wanneer ek die woord selfbewus gebruik. It can mean one of a number of things. Selfbewus could be self-aware. It could also be self-conscious. It could also be self-centered. Maar jy weet, soos wat jy luister, daai drie goed is nie noodwendig dieselfde ding nie. Selfbewus, soos 'n kind, you are aware of self. But you're not selfish. You're not self-centered. You're not self-conscious as a child. Selfbewus. Maar dan word jy 'n tiener. Ja. Praat van selfbewus. En dan word jy 'n suksesvolle volwassene. Not self-conscious, selfish. Alles draai om my, want ek verdien, ek het my deel gedoen, nou verdien ek die aandag wat mense my gee. I am self-centered. Daai groei is 'n groei weg van volwassenheid. Die volwasse mens in Christus is bewus van homself, maar hy is nie selfbewus nie. Meer Godbewus, Christusbewus as selfbewus. En dan kan so 'n persoon maklik ander mense dien, sonder om te voel, o, hierdie is benede my, of, hierdie vat nou aan my. Nee, met gemak, dien ons mekaar, en aanbid ons hom. Weer na the message, voordat ek soontoe gaan, laaste comment van Romeine 12 vers 3, ek weet nie of jy hom wil kry, ek het hom nie vir jou op die slide nie. Paulus skryf, hy sê, living then as every one of us does in pure grace, it's important that we do not misinterpret ourselves as people who are bringing this goodness to God. No, God brings goodness to you. The only accurate way to understand ourselves is by what God is and what He does for us, not by who we are and what we do for Him.
Wanneer jy uit daai perspektief dink, wat ek vir God kan bring, you're misinterpreting yourself. You're not accurately seeing yourself. Laastens, ons het nodig om geleenthede te skep en 'n leefstyl aan te kweek waar ons bewus is van sy teenwoordigheid in ons en om ons. En een van die goed wat vir my werklik help, is iemand so C.S. Lewis wat hierdie stelling maak. Hy sê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I can see it, but because by it I see everything else. Jy kan nie akkuraat hierdie wêreld verstaan as jy hom nie gaan sien in die lig wat God op hom laat skyn nie. You're not going to see it for what it is. You're not going to be able to deal with it for what it is unless you've allowed God's light, the light of His Word, the light of His Spirit, to come and illuminate what is happening here. Jy gaan dit verkeerd interpreteer en verkeerd optree. En die psalmdigter sê vir ons min of meer dieselfde ding. Hy sê, you are the fountain of life, you are the light by which we see. En Efesiërs, Paulus tel hom op min of meer dieselfde ding. Hy sê, it's in Christ that we find out who we are and what we're living for. Hierdie laaste stukkie, en ek gaan vir Wilmie en die band vra om asseblief julle plekke te kom inneem, terwyl ek hierdie laaste stuk met julle deel, uit 2 Korintiërs 3, vers 16 tot 18. Weereens het ek na The Message toe gegaan. Paulus besig om te skryf oor die goed wat mense verhinder om werklik God te sien vir wie hy is, en as gevolg daarvan verstaan hulle self verkeerd. Twee Korintiërs 3, hier vanaf vers 16 af. Whenever we turn to face God as Moses did, God removes the veil, and there we are, face to face. Watter veil, watter sluier is hierdie nou? Wel, hy het gesê, in Israel se geval, was hulle godsdiens die sluier. Hulle het nodig gehad om by hulle godsdiens verby te sien. Hulle het nodig gehad om toe te laat dat God die sluier van hulle godsdiens kom op sy skuif, sodat hulle hom kon sien vir wie hy werklik is. Terwyl hulle besig was om hom te sien deur die sluier van hulle godsdiens, het hulle hom verkeerd vertolk, verkeerd verstaan en verkeerd gereageer op hom. Hy is besig om te sê, Paulus skryf, hy sê, hulle het nodig gehad om daai sluier op sy te skuif, nodig gehad om in sy teenwoordigheid te kom en toe te laat dat hy daai sluier op sy skuif. Hy sê, want, because God is a living, personal presence. He's not a piece of chiseled stone. Jy kan nie God vat en omskuif en hom neersit waar jy voel hy pas nie. Dit kan jy doen met 'n statue of 'n ding. God does not fit into the category of created things that you can arrange so that your life works out around it. No. God is a living presence, a personal presence. And when God is personally present, a living spirit, the old constricting legislation is recognized as obsolete. Ek het nie meer daai goed nodig nie. We're free of it. As jy wil vrykom van die goed wat maak dat jy God nie kan verstaan nie, of dat God nie vir jou sin maak nie, die kans is baie goed. Jy het iets toegelaat om 'n sluier te word tussen jou en hom, en jy het nodig om by geleenthede soos hierdie hom toe te laat om daai sluier weg te skuif. Dan sê Paulus verder, nothing between us and God. Our faces begin to shine with the brightness of His face, and we become transfigured
much like the Messiah, our lives gradually becoming brighter and more beautiful as God enters our lives and we become like Him. Why does God want us to worship Him? Not so that He can feel, oh, okay, I'm all right, but so that you can discover how highly He values you, so that you can begin to have those veils removed, and in seeing Him for who He is, you begin to discover who you are. Hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil in verhouding staan met iemand, nie net wat lief is vir hom nie, maar wat mal is oor hom. Iemand, hy wil in verhouding met iemand staan, vir wie hy the be all and end all is. Hy soek 'n verhouding met jou, no holds barred. Hy wil nie op sy plek gesit word, op 'n Sondag, op 'n Woensdag, of wat ook al. Hy wil jou vry hê, om die lewe saam met hom ten volle te geniet. That's why He's inviting you into an encounter with Him, seeing His face, removing the veils from your face, entering into intimate, transformational conversation with Him. Ons het jare terug 'n lied geskryf oor hierdie beginsel, en Wilmie in die span gaan dit nou vir ons sing, en terwyl ons sit en luister. En dan gaan ek vir jou die geleentheid gee om na die nagmaaltafel toe te gaan. Maar terwyl hulle nou besig is om te sing, ek wil hê jy moet hoor wat die Here eerstens van homself sê, en tweedens van jou sê in hierdie oomblik. En dan wanneer jy na die nagmaaltafel toe gaan, gebruik dit dan as die geleentheid om vir hom dankie te sê. Snap hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het, en hoe hy oor jou voel as gevolg daarvan. Thank you. Van aangesig tot aangesig, in U teenwoordigheid, van heerlikheid tot heerlikheid, kom verander my lewe stel ek op voor U. Deurgrond my met U Gees. Vervul my hartsverlange, Heer, om meer soos U te wees. Van aangesig tot aangesig, heerlikheid tot heerlikheid, kom verander my lewe stel ek op voor U. Deurgrond my met U Gees. Vervul my hartsverlange, selfsug en my eie wil.
my oë. En as ek die roepstem van my belange stil, kan ek u stem moeilik hoor. Maar as ek hier in die teenwoordigheid kom staan, sonder sluier, sonder vraag, begin die oë van my gees weer oop te gaan, en ek begin nie wil opnuut verstaan. Van aangesig tot aangesig, in u teenwoordigheid, van heerlikheid tot heerlikheid, kom verander my. My lewe stel ek hoog voor u, deurgrond my met die gees, vervul my hartsverlange, Heer, om meer soos u te wees. Vervul my hartsverlange,